Ons gaan vanoggend se erediens begin met die woorde van Psalm 8. En ek gaan spesifiek dit vir julle lees vanoggend uit die Bybel vir almal. Here, ons Here, die hele aarde en die lig daarbo wys dat U koning is en dat U regeer. Ook klein kindertjies sing oor U krag. U vyande moet dit weet. Mense wat teen U is, moet stil bly. U het die lig en die maan en die sterre met U hande gemaak. Wanneer ek daarna kyk, dan dink ek, 'n mens beteken niks. Hoekom dink U aan mense? Hoekom onthou U iemand wat net 'n mens is? U die mens amper soos 'n engel gemaak. U het vir hom eer gegee en U het hom belangrik gemaak. U laat hom regeer oor alles wat U gemaak het en U het gesê hy is die hoof van alles. Oor die skape en bokke en beeste. Ja, oor hulle almal en oor die wilde diere. Oor die voëls in die lug en oor die visse in die see. Oor alles wat in die see swem. Here, ons Here, die hele aarde wys dat U koning is. Amen. Ons Here, wat die koning is, hy is vanoggend hier deur sy woord en sy gees. Al is hy die koning, en hy groet elkeen van julle, en hy beloof vir julle sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Waar ons eerste lied, net nou die aanvangslied, meer gewyd en in aanbidding en in stilte gesing, kan ons hierdie lied nou uit volle borse, terwyl ons staan. Die 190, vers 1 tot 3, waar ons die Here loof en prys vir sy koningskap, vir sy majesteit, vir sy grootheid, vir sy almag. Grote God, aan U die eer. Yes.
ons saam. Hemelvader, in die tyd waarin ons leef, voel dit vir ons al hoe meer asof ons aan die willekeur van wêreldleiers, van staatsmanne oorgelaat is. Asof hulle, so voel dit vir ons, in beheer is. Wanneer hulle 'n besluit neem, dan ervaar ons hoe ingrypend dit is. En ervaar ons dat al sit ons hier aan die suidpunt van Afrika, dat iets soos die oorlog in die Midde-Ooste ook 'n invloed op ons lewens, op ons onsekerheid en op ons sak het. Maar Here, ons het sopas gesing dat nie een van hulle is die koning. Nie een van hulle is die grootte God nie. Nie een van hulle is God en hoof oor alles nie. Net U is die grootte God. Net U is die koning. Hemels is U majesteit. Heilig U geregtigheid. Het ons sopas gesing. En daarom bid ons, Here, asseblief vir vrede. Ons het amper die gevoel as ons bid vir vrede, nie net in die Midde-Ooste nie, maar in baie ander dele van die wêreld wat deur konflik getuister word, dat dit amper 'n onmoontlikheid is. Maar nou het ons sopas bely dat U die groote God is. Dat U in beheer van die ganse heelal is, insluitende hierdie klein planeetie van ons. En dat elkeen van daardie sogenaamde sterk leiers, al dink hulle so magtig, niks is in vergelyking met U. En dat U ook vir hulle in 'n rigting kan stuur. Dat U ook in hulle harte kan werk, al is dit dikwels so hardvogtig en in weerstand teen U. En dan ken hulle U nie, en dan glo hulle nie in U nie, en dan wil hulle U nie eens ken. Here, lees ons in U woord dat U ook die goddelose gebruik in U diens. En daarom bid ons vir die amper onmoontlike, vir vrede op aarde. In die Midde-Ooste, daar in Oekraïne, in oorloggetuisterde gebiede in Afrika, Sudan, die Demokratiese Republiek van die Kongo, en so kan ons aangaan. Want ons weet, dit is vir U moontlik om dit te laat gebeur. Hemelvader, ons weet ook, en dit het ons net nou in ons fotum gelees uit Psalm 8 uit, dat alhoewel U die groote God, die koning van die heelal is elke mens vir U kosbaar. Elkeen van hierdie 7 tot 8 miljard mense, wat op hierdie oomblik op hierdie aardbol woon. En daarom wil ons vir elkeen van hulle bid, die onskuldig is. Die mense van wie die wêreldleiers soms sê in oorloggetuisterde gebiede, hulle is collateral damage, asof hulle niks is. Ons bid vir hulle, waar die masiele oor hulle koppe vlieg, waar hulle nie weet wat volgende gaan gebeur nie. Here, laat hulle asseblief U teenwoordigheid ervaar. Gee asseblief vir hulle krag in hierdie bitter moeilike omstandighede. Die onskuldige mense soos ons, wat net in vrede wil leef. Ons bid ook veral vir hulle, wat as Christene in hierdie oorloggetuisterde gebiede baie swaar kry, waar hulle vervolging eintlik erger word, omdat baie mense die Christendom
assosieer met die westerse magte. Daarom word Christene veral in oosterse lande baie meer intens vervolg op hierdie oomblik. En waar baie van hulle, Here, vanoggend net soos ons by mekaar kom, maar nie in vryheid nie, in 'n donker kelder, in klein huiskerkies, waar hulle hulle lewens op die spel plaas, om saam te wees in U naam, bid ons dat hulle ook U sal ervaar daar by hulle, al is dit donker in hulle vertrekkie, maar dat daar lig in hulle sal wees, U lig in hulle sal skyn, en dat U vir hulle daardeur sal krag gee, vir die week wat voorlê. Dankie Hemelvader, dat ook elkeen van ons in hierdie gemeente vir U kosbaar is. Daarom wil ons graag vanoggend bid vir almal wat in hierdie week wat voorlê verjaar. U ken hulle vreugdes en U ken hulle smarte. Ons bid vir elkeen op ons siekelys en hulle geliefdes wat op hierdie oomblik deur 'n moeilike tyd gaan. Wat dalk op hierdie oomblik, omdat hulle nie in die kerk kan kom nie, juis na hierdie opname kyk. Here, ons bid vir hulle, dat hulle Heilige Gees krag in hulle sal ervaar, dat hulle sal voel en glo en daaraan vashou dat U by hulle is. Ons bid ook vir hulle genesing en veral vir hulle geliefdes rondom hulle wat sterk moet wees. En Hemelvader, omdat U elkeen van ons so intens liefhet, en omdat U so graag wil hê dat ons onsself ook sal sien soos U ons sien, onsself eintlik deur U oë sal sien, bid ons vir vanoggend se boodskap, dat U ook met elkeen van ons sal praat. Of dit nou die hele boodskap is, 'n versie, 'n sinnetjie, 'n gedagte wat by ons opkom, dis in U hande. Maar die Heilige Gees, praat asseblief elkeen van ons vanoggend. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing kom uit 1 Samuel 16. En daar gaan ons lees vanaf vers 1 tot 13. En ons lees vanoggend uit die 83 vertaling. Dis daardie bekende gedeelte van Dawid se salwing as koning. Maar omdat dit 'n bekende gedeelte is, mis 'n mens soms soveel van die dieper detail in die gedeelte. Mag die Heilige Gees dit ook vandag vir ons openbaar. Ons lees vanaf vers 1. Die Here het vir Samuel gesê: "Hoe lank gaan jy nog oor Saul tree, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning." Samuel vra toe: "Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak." En die Here sê vir hom: "Neem 'n vers saam en sê: Ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel." Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontsteld tegemoet gekom en gesê: "Kom u in vrede?" En hy het gesê: "Ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe." Hy self het vir Isaai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink: "Die gesalfde van die Here staan hier voor die Here." Maar hy sê vir Samuel: "Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie,
want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Toe roep Isaai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Samma laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Daarop het Samuel vir Isaai gevra, is dit al jou seuns nie? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Tot sover ons skriflesing vir vanoggend. Kinders en jong vriende, dink 'n bietjie aan 'n fliek wat julle al gekyk het, waarvan jy baie gehou het. Dink veral aan 'n fliek waar daar 'n sterk held was, soos Spider-Man of Iron Man. Ons ouer mense het ook sulke sterk fliekhelde. Dink maar aan Rocky Balboa, Indiana Jones, en so kan ek aangaan. Ons hou van sterk helde. Helde wat geen nonsens duld nie. Wat alle weerstand uit die pad uitvee. Dit is hoekom ons ook politieke leiers aanhang wat sterk en kragtig voorkom. Saul, dis nou koning Saul, was so 'n leier. Hy was 'n lang en sterk ou. As jy net na hom gekyk het sonder dat hy eers iets gesê of gedoen het, het jy al vir hom respek gehad. Die probleem was dat sy krag en mag na sy kop toe gegaan het. Soos dit ongelukkig te gereeld met leiers gebeur. Hy het vergeet dat die Here hom as koning oor Israel aangestel het en dat die Here sy koning is. En hy het gekies om eerder sy eie kop te volg as om die Here se opdrag te gehoorsaam. Toe hy dit gedoen het, het hy self die einde van sy koningskap aangekondig. Die Here het van toe af sy seun oor sy koningskap onttrek. Samuel, die profeet wat Saul gesalf het as koning, was baie hartseer oor wat gebeur het. Hy het baie van Saul gehou en kon nie glo wat hier gebeur het nie. In ons skrifgedeelte tref ons vir Samuel al treurende aan. Nadat hy vir 'n lang ruk getreur het oor Saul, het die Here op 'n dag ongeduldig vir hom gesê: "Hoe lank gaan jy nou nog treur oor Saul? Dit is tyd om 'n nuwe koning in Saul se plek te gaan salf." 'n Nuwe koning wat die Here alreeds geïdentifiseer het. Die Here stuur toe vir Samuel na Bethlehem toe, waar die voornemende koning gebly het. Na Isaai toe, van wie een van sy seuns die nuwe koning sou word. Onmiddellik was ou Samuel maar bang. Sê nou
Saul vind uit dat hy 'n nuwe koning gesalf het, dan kon Samuel maar weet, dit is klaar met hom. Maar God gee vir Samuel 'n plan. Hy sê vir hom, gaan Bethlehem toe, en sê vir die mense daar, jy is daar om 'n offer te bring. Maar maak seker dat Isaai en sy seuns by die offermaaltyd is. So gesê, so gedaan. Isaai en sy seuns is by die offermaaltyd in Bethlehem. Die seuns begin voor Samuel verby beweeg. Die oudste, Eliab, net so sterk en lank so Saul, aantreklik. Die meisie sou hom 'n Hank genoem het. Dit moet hy wees. En sy naam beteken tog, God is Vader. Nee, sê die Here. Die tweede oudste, Abinadab. Hy lyk na 'n goeie vegter. Dit moet hy wees. Nee, sê die Here. Die derde oudste, Samma, verseker 'n goeie leier. Nee, sê die Here weer. En so kom al 7 seuns voor Samuel verby. Maar die Here dui nie een van hulle aan as koning nie. Samuel weet nie wat nou aangaan. Daarom vra hy vir Isaai of al sy seuns daar is. Nee, sê Isaai. Die jongste is nie hier nie. Hy is te jonk om by hierdie groot geleentheid te wees. Hy pas die skape daar buite op. Die Hebreëse woord waarmee hierdie jongste seun beskryf word, is Haggaton. En hierdie woord dra ondertone van onbelangrikheid, 'n betekenisloosheid, nie ernstig opneem nie, nie die hoofkandidaat vir 'n belangrike werk nie. Maar Samuel is adamant. Ons kan nie eet voordat hy nie hier is nie. Toe die klein, jong, onbelangrike Dawidjie arriveer, sê God, dit is hy. Staan op, salf hom as koning. En God sê self, hoekom hy hom gekies het. Want hy kyk na die innerlike van die mens. Nie soos die mens wat na die uiterlike kyk nie. Alhoewel Dawid uiterlik glad nie soos 'n koning gelyk het nie, het hy innerlik van binne al die kwaliteite gehad waarna die Here in 'n koning gesoek het. Die Here kyk nie met menslike maatstawwe na mense nie, wat hy wil gebruik nie. Die Bybel is vol voorbeelde van die mees onwaarskynlikste mense wat die Here as sy instrumente gebruik. Moses het gehakkel. Jakob het gelieg. Josef was 'n dromer. Gideon was die geringste. Timoteus het maagsmere gehad van al die stres. Abraham was te oud. Naomi was 'n weduwee. Rut was 'n vreemdeling. Jona het weggehardloop van God af. Maria was 'n jong tienermeisie. Petrus was 'n groot mond lafaard. Johannes en Jakobus was die seuns van die donder. Thomas het getwyfel. Martha was 'n kommerkous en 'n meelpot. Paulus was 'n vervolger van die kerk. Maar die Here gebruik juis hulle en mense soos hulle, want hy kyk na die innerlike. Dawid het nie onmiddellik koning geword nie. Sy salwing moes eers vir 'n
ruk geheim bly. Intussen het hy rustig voortgegaan om sy take in Isaai se huishouding te verrig. Hy het selfs vir Saul op verskillende maniere gedien. Eers toe Saul sterf, het hy koning geword. In hierdie tyd het God hom nog verder innerlik van binne deur sy gees gevorm vir dit wat vir hom voorlê. Honderde jare later het een van Dawid se nasate baie dieselfde pad geloop. Hy is in 'n stal tussen diere gebore in die einste Bethlehem. Sy ouers was onbelangrike mense. Vir 30 jaar het hy nederige timmermanswerk gedoen. Hy was nie lank en aantreklik en sterk dat hy baie aandag getrek het nie. En toe hy sy koninkryk begin vestig het, het hy dit nie in raadsale en op oorlogsvelde gedoen nie, maar in mense se harte. Dieselfde mense vir wie jy sou sterf, sodat hulle vir ewig by hom kan wees. As 'n mens na sy uiterlike, volgens menslike maatstawwe sou kyk, sou jy nooit kon dink dat hy die koning van die konings en die Here van die heersers sou word. Sy innerlike het saak gemaak en al die verskil gemaak. Sy innerlike wat soveel liefde het, dat hy bereid was om homself vir almal te gee. Sy innerlike wat soos ons hierdie week in ons lydenstydreis gehoor het, hom laat bid het. Nie my wil nie, maar U wil. Miskien is jy nie sterk en gespierd nie. Jy is nie gesond en fiks nie. Jy is nie meer jong en vol energie nie. Jy is nie 'n model nie. Jy sukkel om te praat voor mense. Jy worstel met jou eie sonde en depressie. Jy is nog baie jong. Jy voel, jy het al genoeg gedoen. Die Here kyk nie hierteen vas nie. Hy kyk anders na jou. Hy sien jou binneste raak. Jou liefde vir hom. Jou passie vir mense rondom jou. Die eienskappe wat hy self in jou ingeplant het. Dit is wat hy wil gebruik in sy diens. Ja, hy het jou op jou naam geroep. Jy is syne. Soos Jesaja 43 verklaar. Net soos met jou, kyk die Here ook nie na die mense rondom jou se uiterlike nie, maar na hulle innerlike. Hy kyk nie na hulle blyplek nie. Hy kyk nie na hulle klere nie. Hy kyk nie of hulle skoon is of nie. Hy kyk nie na hulle velkleur nie. Hy kyk nie na hulle ooglopende sonde nie. Hy kyk nie wat hulle voorhou nie. Hy kyk na hulle binneste. En hy sien hulle vrees, hulle angs, hulle onsekerheid, hulle eensaamheid. Hy sien hulle honger en dors na hom. En daarom stuur hy ons, vir jou en vir my, na hulle toe. Omdat hy in ons binneste werk en hulle binneste sien, bring hy ons binneste en hulle binneste by mekaar uit. En laat ons verby mekaar se uiterlike kyk, wat ons so dikwels mislei. Ja, dit is wat die Here van ons vra.
kyk na ander mense, soos hy na hulle kyk. Wanneer ons weer na 'n fliek of na nuusberigte kyk, laat ons verby die uiterlike, sterk en kragtige helde kyk, en hulle raak sien wat nie op die voorgrond is nie, maar agter die skerms vanuit hulle innerlike 'n groot verskil maak. Meestal baie meer as die helde. En mag hulle vir ons 'n voorbeeld wees wat ons wil navolg. Amen. Liewe Here, dit is asof ons elkeen vanoggend in 'n groot groep sterk, slim, welvarende, goedlykende mense sit. En as ons na onsself kyk, dan steek ons baie ver af teen hulle. En dit is asof ons weet, u kom vanoggend na die plek waar ons tussen hierdie mense sit, om mense te kies, om in u diens te staan, wat u wil gebruik. En terwyl ons elkeen in daardie welsprekende, wellykende groep sit, dink ons by onsself, ek is maar net hier. U gaan my nie kies nie. Daar is soveel wat my diskwalifiseer om deur u gebruik te word. En dan is dit asof u inkom en almal rondom ons ignoreer en reguit na ons toe kom en ons dan salf met die olie om daardeur vir ons te sê, ek wil jou gebruik. Ek sien jou hart. Ek sien jou binneste. Ek sien alles wat ek binne in jouself ingeplant het. Vir jou het ek nodig. Vir jou wil ek gebruik. Here, hoe kan ons dan vir u nee sê? Ons kan maar net sê, Here, ek verstaan nog steeds nie hoekom u my kies nie, maar u is die Here. En as u sê, u wil my gebruik, dan is dit reg. Hier is ek, Here. Laat in my en met my en deur my gebeur net soos u wil. En word u self daardeur verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here deur ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Ons sluit die erediens af met lied 528. Daar vers 1, 2 en 3. Leer my u wil, Heer, u doel met my. U pottebakker met my die klein. Van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou, ja, met jou wees en bly.